Ons is in Spreuke hoofstuk 10 en ons gaan kyk na vers 6 vandag. Spreuke 10 vers 6 en dit lees dan so: Seëninge is daar op die hoof van die regverdige, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Net so ver in die teks vandag. Kom ons sluit hierdie oë. Here, ons dankie vir u woord en die waarheid wat daarin is. Ons dankie dat dit u woord is, die God van die heelal. En daarom, o Here, is daar geen foute nie. Alles is absolute waarheid. En Here, ons kan nie net loof en prys dat ons iets het wat standvastig is, dat u dit vir ons gee, dat ons iets het om aan vas te hou, dat ons nie rigtingloos hoef te wees in hierdie wêreld nie, Here. Maar dat u self aan ons openbaar, en Here ook u wil vir ons, sodat ons daarin kan bly. En so, Here, vra ons u, deur die genade, en deur die krag van die Gees, Here, werk in ons harte, sodat ons sal ag gee op die woord, dat ons dit sal aanneem, Here, dat ons dit sal doen, dat ons dit sal vertrou, Here. Lei ons in dit, Vader, want ons is maar sondige mense, ons is hardkoppig, baie keer wederstrewig, Here. Maar Here, selfs al is ons ontrou, u bly getrou. En so pleit ons, o Here, vergewe ons sondes, wees ons barmhartig, moet die Gees nie van ons af wegneem nie, maar openbaar aan ons, Here, die heilige woord. Bly ons in dit, o Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat u 'n genadige God is. Ons vra dit als in die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen. En ons het laas week gekyk na verse 4 en 5, waar ons gesien het, dat die een wat met 'n trae hand werk, arm sal word, terwyl die een wie se hande vlytig is, weer rykdom sal verkry. En soos ons genoem het, ek glo nie Salomo praat hier van die saligheid of die ewigheid of ons erfporsie wat ons in die Here het in ewigheid nie, maar rykdom en armoede wat ons hier op die aarde geniet of dan nou nie sal geniet indien ons nie vlytig is nie. Die punt is, wat jy saai sal jy maai. As jy hard werk sal jy die vrugte daarvan pluk, en as jy lui is, wel dan sal jy die vrugte pluk van jou luiheid. Maar ons as gelowiges moet geken word aan ons bereidheid om hard te werk. Daar is min getuienisse wat so sleg is soos 'n gelowige wat lui is. En geen volwasse gelowige kan lui wees nie, want 'n volwasse gelowige gaan by voorbaat ag gee op God se woord, wat ons leer dat ons wel hardwerkend moet wees. En daarom sê Paulus ook in 2 Timoteus 3 vers 10, dat as iemand nie wil werk nie, wel, dan moet hulle ook nie eet nie. Werk is 'n goeie ding, en om te werk is 'n skepingsordonnansie, en was so verordeneer deur die Here om deel van die mensdom se bestaan te vorm, en dit nog voor die sondeval, toe hy Adam beveel het om die tuin in Eden te bewerk, en Eva vir hom gegee het ook as 'n helper. Om te werk is nie net 'n opdrag van die Here nie, maar ook 'n seën van die Here. En daarom lees ons in Kolossense 3 vers 23, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En daarom kan Salomo ook sê in Spreuke 14 vers 23, in enige moeitevolle arbeid is voordeel. In enige moeitevolle arbeid is voordeel. Die ware gelowige is nie bang om te werk nie, en sy of haar werk doen hy of sy ter eer en verheerliking van die Here. Die goddelose aan die ander kant is of lui, of as hulle hard werk, kan sy werk nie gedoen word ter eer van die Here nie, maar ter eer van hebsug, ter eer van geldgierigheid en ter eer van sy eie trots. En sy werk is te vergeefs. Maar die regverdige se hande is ywerig om te werk, want dit is wat God van ons vereis, en ons werk in die Here is weer nie te vergeefs nie.
En van daardie regverdige word daar ook in ons teks vandag dan gesê dat seëninge is daar op die hoof van die regverdige. Maar die mond van die goddelose verberg geweld. En daardie seëninge, meervoud, vind ons nie net in Christus en in ons verlossing nie, maar word as iets alledaags beskryf in Deuteronomium 28 vers 1 tot 14, waar staan, en ek lees graag die hele gedeelte vir julle. As jy dan goed luister na die stem van die Here jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Here jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom, en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Geseën sal jy wees in die stad, en geseën sal jy wees in die veld. Geseën sal wees die vrug van jou liggaam, en die vrugte van jou land, en die vrug van jou vee, die aandeel van jou beeste, en die aandeel van jou kleinvee. Geseën sal wees jou mandjie en jou bakskottel. Geseën sal jy wees by jou ingang, en geseën sal jy wees by jou uitgang. Die Here sal maak dat jou vyande wat teen jou opstaan, voor jou verslaan word. Op een pad sal hulle teen jou uittrek, en op 7 paaie voor jou uitvlug. Die Here sal die seën oor jou gebied, in jou skure en in alles waar jou hand aanslaan, en hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou sal gee. Die Here sal jou vir hom as heilige volk bevestig, soos hy jou dit gesweer het, as jy die gebooie van die Here jou God hou en in sy weë wandel. En al die volke van die aarde sal sien dat die naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal vir jou vrees, en die Here sal die goeie aan jou oorvloedig gee, in die vrug van jou liggaam en in die vrug van jou vee, en in die vrugte van jou land, in die land wat die Here aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Die Here sal sy goeie skatkamer, die hemel, vir jou oopmaak, om die reën van jou land op die regte tyd te gee, en om al die werk van jou hand te seën, en jy sal aan baie nasies uitleen, maar self nie hoef te leen nie. En die Here sal jou die kop en nie die stert maak nie, en jy sal net boontoe en nie ondertoe gaan nie, as jy luister na die gebooie van die Here. As jy luister na die gebooie van die Here jou God, wat ek jou vandag beveel om te hou en te doen, en jy nie regs of links afwyk van al die woorde wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, om hulle te dien nie. Hierdie seën is alomvattend. Dit is 'n alomvattende seën. Dit is nie 'n geval van dat jy in een area van jou lewe geseënd gaan wees, maar dan in 'n ander area van jou lewe weer vervloek gaan wees nie. Dit is 'n alomvattende seën in elke aspek van jou lewe. Wees dit nou in jou werk, jou arbeid, jou kinders, jou nageslag, jou huis waarin jy woon, jou finansies, en of jy omring is deur vyande of mense wat jou kwaadaardig is, dit is 'n alomvattende seën. Die Here gaan nie seën in een area en jy vervloek in 'n ander area nie. Dit is alomvattend. Hoekom? Want die Here is 'n alomvattende God. Hy heers oor alles. Hy heers nie net oor sekere dele van die heelal nie. En daarom kan hy jou ook seën in alles, want hy is in beheer van alles. Dit is 'n alomvattende seën. En dit is nie net 'n seën wat van toepassing is op die individu nie, dit strek breër as net die individu, want soos ons lees in Handelinge 16 vers 31, dit raak ook die huisgesin. Waar staan en daardeur Paulus gesê word, in Handelinge 16 vers 31, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En dit raak nie net jou huisgesin nie, dit raak ook jou nageslag, soos ons onder andere lees in Psalm 103 vers 17 en 18, maar die goedendierendheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders. Vir die wat sy verbond hou, en aan sy bevele dink om die te doen. Of soos Petrus sê in Handelinge 2 vers 38 en 39, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, en julle kinders. En die seën van die Here raak nie net jou huisgesin en jou nageslag nie, maar ook 'n mensegemeente.
Want soos Paulus skrywe aan die gemeente in Korinthe en in Korintiërs 1 vers 4 en 5, ek dank my God altyd oor julle vir die genade van God wat aan julle in Christus Jesus gegee is, dat julle in alle opsigte in hom ryk gemaak is. In elke woord en alle kennis. In alle opsigte, sê Paulus. En hy sê dit vir die gemeente. Ons is Psalm 133 vir ons sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers saamwoon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Die Here gebied 'n seën daarso. En dis in die gemeente. En nie net kom die seën van die Here jou as 'n individu, jou as 'n gesin, jou as 'n nageslag en jou gemeente toe nie, dit kom ook elke volk toe wat die naam van die Here bely. Elke volk, ongeag wat se volk dit is. Dit kom elke volk toe wat die naam van die Here bely. Soos ons lees in Psalm 33 vers 12, wat sê, welgeluksalig is die nasie, wie se God die Here is. Elke sfeer van die lewe waar Christus as koning verklaar word, en onderdanig is aan sy koningskap, kan nie anders as om die seën van die Here te ontvang en te ervaar nie. Dit kan nie anders as dit nie. Wees dit nou jy as 'n individu, wees dit nou jou gesin, wees dit jou nageslag, wees dit jou werk, wees dit jou dorp, wees dit jou volk, of ongeag wat dit ook al mag wees, dit kan nie anders as om die hand van die Here te ervaar en sy seën te ontvang, indien dit hom eer as koning nie. Kan nie anders nie. Kan nie anders as geseënd wees. Wat se sfeer van die lewe of area van die lewe dit ook al mag wees, wat die Here as koning verklaar nie, en in sy weë wandel nie. Wat se area van die lewe dit ook al mag wees, dit kan nie anders as om geseënd te wees nie. Wees dit nou jy as 'n individu, jou gesin, jou nageslag, jou gemeente, jou volk, en ja, dit sluit selfs die hele wêreld in. Want soos God vir Abraham beloof het in Genesis 22 vers 18, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na die stem geluister het. En daarom lees ons in Psalm 67 vers 4 tot 8, die volke sal U loof, die volke almal saam sal U loof, die nasies sal bly wees in jubel, omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. Die volke sal U loof, o God, die volke almal saam sal U loof. Die aarde en sy opbrengs gelewer, God, onse God, sal ons seën. God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal hom vrees. En dit is presies wat gaan gebeur onder die nuwe verbond. Nie net gaan elke volk hom aanbid en vrees nie, hulle gaan deur die Here geseën word, omdat, soos die Psalm sê, hulle hom vrees en hom aanbid. Ja, daar is 'n definitiewe redding vir die individu, daar is 'n definitiewe seëning of seëninge wat uitgestort word op die individu, wat die Here vrees, maar dit stop nie by die individu nie, maar strek tot elke area van die lewe, soveel so dat hele nasies geseënd kan wees. En die seën van die Here sal ervaar, indien hulle, soos ons teks sê, regverdig is. Dan sal hulle die seën van die Here ervaar. En die implikasie van hierdie waarheid, behoort ons dan ook te roer. Om nie net op onsself ag te gee nie, maar ook op die wyeer areas van ons lewens, wat nog nie onder die heerskappy van Christus staan nie. En dit behoort ons aan te spoor om ag te gee waar ons kan bydra maak sodat die Here se naam nog meer verheerlik kan word. Ons moet ag gee nie net op onsself nie, maar ook die breër areas van die lewe en van ons lewens.
Want God se seën kom nie net ons as individue toe nie, maar ook gesinne en kerke en nageslagte en ja, selfs volke en so meer. Aanbid jy die Here? En is jy gehoorsaam as 'n individu? En dien jy as 'n onderdaan in die koninkryk van die Here? Dis goed en wel. Wat van jou vrou? Doen beide jy en jou vrou? Wonderlik. Wat van jou kinders? Volg hulle die Here? Doen jy en jou hele huisgesin? Wel, wat dra jy by die gemeente van God? Sodat sy gemeente die Here beter kan aanbid. Wat dra jy by jou werk? En daarna kan ons aanbeweeg na ons gemeenskap, ons kan aanbeweeg na ons volk. En van daar af na elke ander volk op die aarde. Want die wêreld sal vol word van die kennis van die Here. En die volke sal hom loof. En die Here sal ook dan die volke seën. Maar as jy nie eers die aanbidding van die Here in jou eie lewe as 'n individu of in die lewe van jou huisgesin kan bevestig nie. As jy as 'n gesin of jy as 'n individu nie eens gehoorsaam aan die Here kan wees nie, dan gaan jy geen aandeel hê in die breër areas van die lewe nie. Ons behoort te ywer vir die Here, nie net in ons individuele kapasiteit nie, maar ook korporatief. Nie net in onsself nie, maar vir ons gesinne en ons gemeente en ons volk. En so sal jy, as 'n individu, ook die seën ervaar, indien God jou gesin seën. Jy as 'n individu, trek ook die voordeel van elke area van die lewe. As jou hele gesin die Here volg, dan gaan jy as 'n individu ook die vrugte daarvan pluk en die seën ervaar. En so sal jy ook God se seën ervaar as 'n individu indien God se seën op jou gemeente is. En so sal jy ook God se seën ervaar as 'n individu indien God se seën op jou volk is. En so voort en so meer. Maar die een area van die lewe volg logies op die ander. Jy gaan nie jou vrou kan lei indien jy nie self die Here lief het met jou hele hart en siel en verstand nie. En jy gaan sukkel om jou hele gesin te lei in geregtigheid as jou vrou nie aan boord is nie. En so loop dit dan ook oor na die gemeente en ons gemeenskap en ons volk en so voorts. Jy moet die een reg kry voordat die ander een gaan kan doen. En hoekom doen ons hierdie dinge? Want nie net moet ons die Here lief hê nie, ons moet ook ons naaste lief hê, soos onsself. Want die seën van die Here is nie net 'n saak van die individu nie, maar kom neer op wie ook al die Here as koning verklaar en onderdanig is aan sy heerskappy. Daar word van Josef gesê in Genesis 49 vers 26, die seëninge wat jou vader ontvang het, oortref die seëninge van die ewige berge, die kostelike gawes van die ewige heuwels. Dit sal wees op die hoof van Josef en op die hoofskedel van die uitverkorene onder sy broers. Hoekom sal dit so wees vir Josef? Hoekom sal hy al hierdie seëninge ervaar? En hoekom sal dit so wees vir al die uitverkorene onder sy broers? Want seëninge is daar op die hoof van die regverdige. Dis hoekom dit so sal wees. En die Here sê selfs vir Juda, maar toets my hierin. Toets my hierin. God praat met die hele nasie van Juda, en hy sê in Maleagi 3 vers 9, met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle, die hele nasie. Met ander woorde, selfs nadat God se vloek oor hulle gekom het, selfs nadat God hulle vervloek het, die hele nasie van Juda, hou hulle steeds nie op om die Here te beroof nie. Selfs met God se tugtiging, weier hulle om te bekeer, en om as regverdiges voor die Here te staan.
En so kom die vloek nie net die individu toe nie, maar ook die hele nasie. Met die vloek is julle belaai en tog of steeds beroof julle my, julle die hele nasie. En dan sê die Here in die volgende vers, Maleagi 3 vers 10, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin, sê die Here. Beproef my hierin. Sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Toets my hierin, beproef my hierin, sê die Here. En dieselfde geld vir ons skrif vandag. Want die Here is nie 'n mens dat hy verander nie. En hy is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. En wanneer die Here sê, daar sal 'n seëning wees op die hoof van die regverdige, dan sal daar seëninge wees op die hoof van die regverdige. Want die Here sê so. Die vraag is nie of die Here sal seën nie, want die Here kan homself nie ontken nie. Die vraag is eerder, is jy regverdige? Het jy 'n liefde en 'n begeerte om die wil van ons Vader te doen? Het jy 'n liefde en 'n begeerte om jou huis en jou gemeente en jou volksgenote te sien, die Here in gees en waarheid aanbid? Het jy begeerte om dit te sien? Want as die seën van die Here nie op jou rus nie, en jy nie die seën van die Here ervaar nie, is dit nie omdat God 'n leenaar is nie. As jy nie die seëninge van die Here ervaar nie, dan is dit nie omdat God 'n leenaar is nie. Maar juis omdat hy 'n God van trou is. Want dit beteken dan bloot dat jy nie regverdig is nie. Nou natuurlik gaan daar tye van swaar kry wees. Naomi het haar man en haar 2 seuns almal verloor. Hulle almal is dood. Lot het sy hele familie verloor. Josef was in die tronk gegooi. Maar, en soos Paulus sê in Romeine 8 vers 28, ons weet dat vir alles, of vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk. Ons weet dit. Hoekom? Want God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Of 'n mens dat hy sal verander nie. Ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En so sal dit ook wees vir die gelowige en die regverdige en die familie en die gemeente en die volk wat die Here vrees. Ja, hulle mag dalk deur moeilike tye gaan, maar ons weet dat alles ten goeie mee sal werk vir hulle wat die Here liefhet en hulle wat hom vrees, hulle wat in sy weë wandel. Ons weet dit, sê Paulus. Maar het ons 'n liefde vir die Here en 'n liefde vir ons medemens, sodat ons ook hierdie seën van die Here nie net op onsself as 'n individu wil sien neerkom nie, maar op elke ander area van ons lewens, in ons vrou, in ons kinders, in ons gemeente, in ons mense. En beproef my tog hierin, sê die Here, beproef my hierin. Of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Kyk na die kraaie. Want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie en tog voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voëls nie? Seëninge is daar op die hoof van die regverdige. Maar, en soos ons teks aangaan om te sê, die mond van die goddelose verberg geweld. Nou daar is basies 3 maniere om die tweede helfte van hierdie vers te interpreteer. En al 3 is versoenbaar met die groter konteks van die Bybel. Eerstens, en soos ons vertaling dit vertaal of stel, die goddelose mense sal geweld verberg. En so sal hulle hul onheil in die geheim doen en mense kwaad aandoen
sonder om dit aan ander mense bekend te maak en hulle sal dit in die geheim doen. En die idee is dus, hulle bring boosheid nie in die lig nie, maar hulle verberg eerder boosheid, sodat mense nie die boosheid sal bemerk nie, want hulle is waarskynlik deel van daardie boosheid. Tweedens, en soos die King James het dan ook anders vertaal, is om te sê, dat geweld die mond van die goddelose bedek. Menende, hulle monde word deur geweld bedek. Eerder as om te sê, dat dit die geweld is wat bedek word deur hulle monde, is dit hulle monde wat deur die geweld bedek word. En so alles wat hulle dan sê, en dit waarvan die hart oorloop, is geweld. Hulle mond is vol van geweld, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Dis vol geweld en afvalligheid. En derdens, sal sommige ander vertalings dit weer vertaal deur om te sê, die mond van die goddelose sal ontydige rou bedek. Die mond van die goddelose sal ontydige rou bedek. Met ander woorde, die goddelose sal ontydige rou ervaar. Of althans rou ervaar wat te vroeg gekom het. Maar dan word daar die rou wat te vroeg gekom het, of ontydig gekom het, deur hulle mond verberg. Hulle sal nie die seën van die Here ervaar nie, maar vroegtydig hulle oordeel al ontvang. En selfs in hierdie lewe al ervaar, maar hulle mond sal daardie rou bedek. Hulle mond sal dit bedek en voorgee asof hulle nie vervloek is nie, terwyl hulle eintlik al klaar die vloek van die Here ervaar. Hulle mond sal ontydige rou bedek. Rou wat te vroeg gekom het. Die vervloeking van die Here. Die gelowige ervaar die seën nou, en die Here stort sy seëning op die gelowige uit. Die ongelowige bedek die vervloeking wat hom ook al klaar teëgekom het. Die ontydige rou. En dit is natuurlik wat ons ook baie keer in die charismatiese sirkels sien, waar afgoderry en mistisisme beoefen word. Naamlik dat wanneer dit met hulle sleg gaan en hulle inderdaad vervloek is, sal hulle voorgee dat dit goed gaan. En dat hulle geseënd is, terwyl dit nie noodwendig die geval is nie. Of soos valse profete sal skree volgens die woord, vrede, vrede, terwyl daar nie vrede is nie. Hulle sal voorgee. Hulle mond sal ontydige rou bedek. Hulle sal skree soos die valse profete, vrede, vrede, terwyl daar nie vrede is nie. Die goddelose bedek hulle ellende en hulle vervloeking. En is in baie gevalle selfs nie eers bewus van hulle ellende nie. Soos ons ook lees in Openbaring 3 vers 17, waar die Here sê, want jy sê, ek is ryk en het ryk geword en het aan niks behoefte nie, en jy weet nie dat jy die ellendige en die beklaanswaardige en arme en blinde en naakte is nie. Jy dink jy is ryk, maar jy is nie. Jy het die ellendige geword. Jy is die ellendige. Nou ongeag wat se een van hierdie interpretasies hier bedoel word, al drie is 'n Bybelse realiteit. Naamlik dat die wat nie die Here vrees nie, goddeloosheid probeer verberg, eerstens. Tweedens, dat die wat nie die Here vrees nie, se mond vol bedrog is, want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En laastens, hulle verberg die vervloeking wat alreeds, of althans ontydig oor hulle gekom het, en gee voor om geseënd te wees, terwyl hulle inderdaad vervloek is. Reeds in hierdie wêreld, ongeag of hulle daarvan bewus is of nie. Maar om af te sluit,
Mag die naam van die Here verheerlik word. Omdat hierdie seën ook ons as gelowiges toekom. Nie omdat ons dit verdien nie natuurlik, maar oor Christus. Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus. En nadat ons die belofte van die Gees deur die geloof ontvang het. Vers 29. En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte, erfgename. Indien Christus nie gekom het nie, sou ons vervreemd gewees het van hierdie seën. Efesiërs 2 vers 11 tot 14, daarom onthou, dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. En so mag sy naam verheerlik word, tot in aller ewigheid. Nie net in ons as individue se lewens nie, maar in ons hele gesin, in ons nageslag, elke sfeer van ons lewens, mag sy naam verheerlik word, tot in aller ewigheid, vir hierdie genade wat hy ons bewys het, dat waar ons eens vreemdelinge was, van die belofte wat daar aan Abraham gemaak was, is ons nie meer vreemdelinge nie, maar ons deel nou in die burgerskap van Israel. Ons deel in die beloftes. Ons is Israel. En die beloftes van die Here kom ook ons toe. En nie net ons nie, ons gesinne, ons nageslag, en welgeluksalig is die volk, wie se God die Here is. En mag die Here se naam verheerlik word, vir die seëninge wat hy so ryklik op ons uitstort. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die groot genade wat U teenoor ons het, al verdien ons dit nie. Here, en ons was ver van U. Ons was vreemdelinge ten opsigte van U verbond, U beloftes. Ons was vreemdelinge van die seën wat U op mense uitstort. Maar U, Here, het ons naby gebring. Nie sonder 'n prys nie, Here. U het Uself vir ons gegee. U het ons sondes op Uself geneem. U was vervloek op daai kruis. En die straf wat ons toegekom het op U neergekom. U het ons naby gebring, Here. Nie omdat ons verdien nie, maar omdat die genade so groot is. En so, Here, gun dit ons om U te eer as God en Vader en Here, om U te eer as koning, en om onderdanig te wees in die koninkryk, Here, ter eer en verheerliking van U heilige naam, omdat U aan ons as heidene so 'n genade bewys het. En so, Here, kan ons U ook net loof en prys dat ons kan weet dat die seëninge ons ook toekom, dat die beloftes van die verbond ook ons toekom, Here. En dat ons mede-erfgename kan wees van die beloftes wat U aan ons vader Abraham gemaak het. Alle lof, alle eer, alle glorie kom U naam toe vir U groot genade teenoor ons.
Ons loof en prys die heilige naam, die naam bo alle name, Jesus Christus. Amen.